behels met die disipelskap roeping? En ons hoor nou al hierdie goeders oor disipelskap en baie keer verstaan ons dit nie. En ons verstaan nie waar die woord vandaan kom nie. As ons nou net so 'n bietjie gaan terugblaai en terugkyk. Wat het gebeur in die tyd toe Here Jesus op aarde was? Daar was Joodse mense. Daar was Joodse rabbies. Julle is doodstil van my. Julle laat my worry. En hulle was geleerde mense. Hulle was wettiese mense. Hulle het die doktrine daarvan verstaan en hulle het dit toegepas. Maar toe kom die Here Jesus en hy kom kry vir hom 12 manne. Nou as jy nou die goeders gaan vergelyk, van hulle was ook Jode gewees. As jy dit nou gaan vergelyk en jy sê, alright, watter tipe van mens het die Here Jesus geselekteer? Toe hy gesê het, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek maak dat julle vissers van mense, van manne sal word. Watter karakter het hulle gehad? Hulle was geharde mense, nee. Hulle was vissers, van hulle. En van hulle was skelm. En een van hulle was 'n medies, was in die mediese veld gewees. En een van hulle was 'n bietjie betrokke by duiwelse werk. En hy was 'n tollenaar. So wat probeer ek vir jou sê vanmôre? Die Here Jesus het die mense gevat wat uit die gemeenskap uit wat foute gehad het. Mense wat nie geleerd was nie. Mense wat hy potensiaal ingesien het hy geroep om sy disippels te word. Maar nou presies dieselfde wat daai tyd gebeur nou. Want die Here Jesus soek nie 'n perfekte persoon nie. Hy soek nie 'n leraar nie. Want wat sê hy? He equips those who he calls. En ons gaan vanmôre sien hoe belangrik is hierdie roeping in ons lewens. En nou kyk ons 'n bietjie verder. En so waar kom hierdie woord vandaan? Disciples. Kom van die Latynse woord discipulus, wat beteken disciple. Dat hulle is volgelinge van 'n leraar. Dis wat hulle is, dis wat dit is. En hulle het 'n spesifieke leermeester. Maar nou dink jy 'n bietjie verder, okay, ons het nou in die Nuwe Testament dit oorgeslaan na die disippels toe, en die disippels was gevorm, want hulle was volgelinge van Jesus Christus. Okay? Maar wat het verder gebeur? Toe hulle meer saam met Jesus gestap het, toe het hulle begin doen dit wat Jesus gedoen het. Hulle was gedoop, hulle het hande opgelê, hulle het vir die siekes gebid, hulle het demone uitgedryf, hulle was in leierskap gewees, daar was twis tussen hulle. Ons ken die twis Afrikaners, ons ken dit. Daar was twis, daar was onenigheid. Maar hulle het nog steeds Jesus Christus gehaat as hulle volgeling. Nou is dit nie presies wat ons bietjie terugblaai en ons kyk na ons eie lewens, kyk vandag, is dit wat rondom ons gebeur. En ek het notas wat ek vir elke persoon kan gee, ek hou daarvan om my preeknotas uit te gee, want weet jy wat, ons kan nie al die skrifte onthou nie, en ek kan dit ook nie onthou nie, en ek spot altyd met hulle.
as hulle vir my 'n naam gee. Istiano, kyk nou vir onthou ek sy naam. Maar as hulle nou sê ek vir hulle ja, hoor hierso, is okay, ek is ook al oor 60. Dit is okay, ons kan dit vat. Nou wil ek 'n ander ding aanspreek. As jy nou kyk, die disippels was die volgelinge gewees. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hulle aangegaan met hulle werke. En eers in Handelinge 11 was hulle vir die eerste keer Christene genoem. En nou sê ek, wow, daar is net 3 verwysings in hierdie woord na Christene. Net 3. En hierdie is die eerste keer wat hulle die disippels Christene genoem het. Die disippels het vir hoeveel jaar hulle was nou vir 'n jaar op hulle eie gewees. En toe het hulle die ongelowiges en die Joodse mense, toe noem hulle saam terug, okay, ons noem julle nou Christene. Maar hierdie woord Christen is in vandag se lewe so verdraai, so vertrap, so verkronkel. En ek wil nie myself as 'n Christen noem nie. Ek wil eerder sê ek is 'n disipel van die Here Jesus. Dis wat ek genoem wil word. So ek wil wegbeweeg van die woord Christen af. En ek wil bietjie meer inzoneer, wat noem jy dit, op disipelskap. Want daar is 'n roeping wat ons moet doen. Disipel is nie disipelskap of 'n ware Christen, as ek dit so kan noem. Dis nie net 'n titel nie. Regtig? Dit is nie. Ons gaan kyk na die woord wat dit sê. Dis 'n leefwyse wat jy volg. Dis 'n opdrag wat ons gekry het. Ons gaan nou daarna kyk. Dis 'n manier. Jy sien, die verskil wat ek nou wil maak hierso is dat die Here Jesus het daai disippels geleer vir 'n tydperk. En toe word hulle doeners van die woord. So jy kan nie, 'n disipel is iemand wat geaktiveer is om die woord van die Here uit te leef, dag na dag. Amen. En sy wil te doen. Amen. Dis 'n disipel. Nou ek gaan julle nie 'n heavy op julle gooi nie. Maar kom ons, ek het 6 punte hier saamgestel. Wat is die kriteria of die samestelling van 'n disipel? En hoekom is dit so belangrik in my en jou lewe? Jy sien, dit is nie net die pastoor of die herder wat mense salf nie. Disipel, pa, salf sy kinders. Amen. Dan is jy 'n disipel. Jy bid vir jou vrou, dan is jy 'n disipel. Dis waar dit begin, jou disipelskap funksie begin in jou eie huis. Ek wou dit nie gesê het nie, maar ek het nou gesê, okay, punt nommer 1. Disipelskap behels gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag. Nou wat is Jesus se opdrag? Daar's 3 plekke wat hy vir ons hierdie opdrag gegee het. En die grootste opdrag is in Matteus 28. Gaan dan heen. Maak disipels van alle nasies. Daar sê, Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Okay. Nee, die binne is goed, bro. Almal ken dit. Jy sien, ons ken die skrif, maar kom ons probeer nou iemand iets verstaan hierso. Toe die Here Jesus vir ons daai opdrag gegee het. In die begin was God die Vader daar, hy het gemeenskap gehad met die mense op aarde. Toe stuur hy sy seun, die Here Jesus Christus. En hy het vir ons gestel, hy het 'n spesifieke funksie gehad. En hy het vir ons 'n sleutel gegee tot in ewigheid. Wat ewigheidswaarde het. So, toe het hy opgevaar na die hemel toe. En daar was, hulle noem het al daai predikasies wat hy gegee het, van nadat hy opgestaan het, is so belangrik as jy gaan kyk na dit wat die woord sê.
Wie het hy gelos? Hy het die Heilige Gees gestuur. So die Heilige Gees is 'n goddelike kapasiteit, want hy is alwetend en hy is alomteenwoordig. En almagtig. Soos nie soos wat en hy is almagtig, soos die Here Jesus wat was op een plek en hy het hulle bedien daar. Maar die Heilige Gees is op hordesplekke. Hy is op hordesplekke waar die woord vanmôre bedien word. En die woord sê, moenie die Heilige Gees blus nie. En dit kan so maklik gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Hier in Markus is vir my 'n baie goeie opdrag wat die Here Jesus vir hulle sê. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Wat is die evangelie? Jesus se evangelie. Dis die eerste 4 boeke. Alright? Ons moet dit verstaan. Paulus het 'n kwart van die Bybel geskryf. Hy het 14 boeke geskryf uit die 66 boeke. OK. Hy wat glo, laat hom doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. So daar's 'n reaksie. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en hulle sal iets dodelik drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande oplê en hulle sal miskien gesond word. Hulle sal gesond word. Sien, nadat die Here Jesus dit gespreek het, toe hy opgevaar na die hemel toe. Dis baie belangrik. Wat sê Johannes 14 vers 15 vir ons? As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En hierdie skrif wil ek regtig lees, en dit is in die notas daar. Matteus 17 vers 5 tot 8. Luister na hom. Wat het God die Vader gesê? Terwyl hy nog spreek, dit is toe die Here Jesus gedoop was. Oordek in helderige wolk hulle met eens. En daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Luister na hom. Wat gebeur toe? Toe val die disippels neer en hulle aanbid hom. Maar hulle kon nie glo die stem kom uit die wolk uit. En dis 'n direkte bevel van die Vader. Luister na wat die Here Jesus vir ons leer en wat hy vir ons wys. Dit gaan nie om hoeveel wat my kennis is nie. Dit gaan nie. Want jy kom nou as 'n nuwe, nuutgebore kind van die Here en jy kry 'n opdrag en wat ook al en jy is besig om jouself te vorm, maar hy breek die woord begin en nou, want ek kry nou baie mense en Eloise kan my vertel, meer daarvan vertel. Toe ek my lewe vir die Here gegee het, en ek begin toe die Bybel lees, ek het voorheen die Bybel gelees, want ons het stilte tyd op koshuis gehad, en jy moes nou Bybel lees. En dan kom my onderwysers, dan kom check hulle op jou. Jy sien, ek is 'n 60s kind. Hulle kom kyk in die koshuis, dan jy lees Bybel elke aand. Jy weet nie waar om te begin en jy lees psalms en maar dit maak nie vir jou sin nie. Ek het nooit Openbaring gelees en wat ek weet, daar is goggas daar. Nog nooit nie. En toe ek die dag wedergebore is, toe begin hierdie skrifte vir my sin te maak. Begin een na die ander. Begin ek dit te ervaar en ek sê, Here, dankie. Dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Wat sy wil geskied. Punt nommer 2. Nou gaan dit vinnig aan. Disippelskap behels selfverloning en sy kruis op te dra. Nou wil ek iets vir jou sê.
Hoekom sê die Here dra jou kruis? Dit is nog goeders waarmee jy nie gedeel het nie. Ek het nou 'n swart sak gevat. Maar weet jy wat, nee, die mense wil die kruis vat. Dan wil hulle goeders voor die kruis gaan sit. En hulle verstaan nie, hierdie kruis is leeg. Hierdie kruishout is vervloek. So jy kan nie na die kruis verteenwoordig die dood, met ander woorde. Met ander woorde, jy vat jou kruis na die dood toe en daar gaan niks gebeur nie. Hoor wat ek vir julle vanmôre sê. So jy vat jou kruis op, met ander woorde, jou kruis is die goeders waarmee jy nog moet deel. Dis die goeders waarmee ek sukkel. Dis daai goeders. En daai goeders vat jy na die voete van die Here toe. Die Here Jesus. En sê, Jesus, vergewe my, help my met wat ook al jou probleem is. Al is dit addiction, al is dit wat, help my. Want daar is niemand wat perfek is. So die woord sê, vat jou bemoeienis, maar stap die pad wat hy vir jou gee. Dat sy wil geskied in jou lewe. Want soos dis nie, wat kan ek sê, dis nie maanskyn en rose nie. Jy kry uitdagings. Elke dag, jy kry dit. Hoe deel jy daarmee? Tel jou kruis op, vat dit na die Here toe. Maar ons is geneig om hierdie baggage wat ons het, raak al hoe groter. En later kan ons nie stap nie. Jy kan nie meer stap nie. En jy het 'n kierie of jy het nou 'n krywan nodig om hierdie baggage saam met jou te vat elke dag. Kom ek vertel vir jou ding. Ek het 13 jaar terug, 14 jaar terug, toe gaan ek vir 'n bevryding sessie. Ek kan nie glo dat daar soveel aanslag in my lewe. En ek het met goeders gedeel, soos wat ek 'n pad gestap het met die Here. En ons het toe begin studeer en ons is toe klaar en ons het laas jaar klaar gemaak daarmee. En laas jaar, toe gaan ek na 'n pastorale sielkundige toe. Sê ek vir hom, hy het vir my gesê, hy tel nie die goggas op nie, ek met goggas. Maar kom ons deel net met dit wat jy gedink het jy het mee gedeel. Omdat jy die woord bedien, moet jy skoon kan staan voor ons. En dit is elkeen van ons. En op die ouderdom gaan ek en ek spreek mense vry. Op 'n bonatuurlike manier. Weet jy wat? Ek weet nie of julle dit kry nie. Ek het 'n knop van stres gehad. Kry julle dit ook? 'n Knop van stres wat jy gedra het. Toe ek huis toe ry, toe sien niks nie. En hy's nog nie weer terug nie. So, wat ek vir jou sê is, dis wat die woord vir ons sê. So moenie dink jy gaan dit eensklap. Daar is nie 'n quick fix nie in disipelskap nie. Daar is nie. Dis 'n pad wat jy moet stap. Elke dag. Okay, nou gaan ek van die punt af. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis hoekom ek wanneer ek bid, sê ek dankie Vader. Groter is hy wat binne in my is wat in die wêreld is. Want baie goeders, dit gee vir autoriteit. Daai autoriteit, dieselfde Heilige Gees wat vir jou daai autoriteit gee, wat hom op laat vaar het na die hemel, sit in elke persoon wanneer hy wedergebore is. Elke persoon. Kyk, ons gaan verder. My eie begeertes en planne word onderskik aan God se wil. Ek het so prakties so notas daar gemaak. Jou disipelskap gaan vir jou iets kos. Dit van die gemak wat jy gehad het, is nie meer daar nie.
En ek sê eendag, toe bedien ek ook 'n woord en ek laat die mense sommer staan. Nou, kyk, wat is nou fout met jou? Hulle staan, ek laat hulle omdraai. En ek sê vir hulle, jy is nou, dis jou lewe voordat jy wedergebore was. Het jy al hierdie goeders gedoen en gesê en jy was betrokke daar, maar toe jy wedergebore was, toe is daar 'n 180 grade omswaai. So wanneer jy dan voor jou kyk, is dit, jy's 'n nuwe skepsel. Daar is nuwe goeders voor jou. Yes, die ou dinge het verby. Die ou dinge het verbygegaan. Nou ek sê baie keer dat jou triespieël van 'n voertuig is so groot. Jy moet oppas dat daai triespieël nie so groot soos jou voorruit is nie, wat jy niks kan sien wat die Here Jesus vir jou instoor het nie. Eina. Punt nommer 3. Disippelskap behels volharding en getrouheid. Nou raak ons baie stil. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Dis wat die Here Jesus gesê het. Bly in sy woord. 2 Timoteus 2 vers 2 sê, luister hier mooi hierna. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. Met ander woorde, daai roeping wat ons in die begin gesien het, 'n disipel maak 'n ander disipel. Jy kan nie die ding afgewater en sê, kyk, is 'n 10% disipel, maar nou wil ek 'n 100% disipel maak nie. Dit werk nie so nie. Jy moet 'n volledige disipel wees om 'n volledige disipel te gaan maak. Ons almal is in daai proses om volwaardige disipels van hom te wees. Ek gaan verder aan. Ons kan nie twee gode dien nie. Regtig? Met ander woorde, as jy 100% in hierdie voet vir die Here Jesus dien, dan dien jy hom 100%. Jy kan nie ander goeders gaan hê nie. Jy kan nie betrokke wees by goeders wat jy nie betrokke wees nie. Ek sê baie keer vir die mense, if you spend enough time to do the do's, you don't have time to do the don'ts. Kapies, dis so maklik soos dit. Moenie betrokke raak daarby nie. Lees die woord van die Here. Om 'n disipel te wees, is nie seisoengebonde nie. Ek weet nie van wie van julle is boere hier rond nie. O ja, julle is. Jy kan nie sê, okay, ek is nou 'n disipel vir nou hierdie 3, wat ons het 6 maande. Is ek nou 'n disipel nie? Die ander 6 maande sê ek nou, okay, Here, staan net so 'n bietjie so een kant, dat ek net kan aangaan met my lewe, sodat ek kan dinge doen wat ek moet doen. Dit werk nie so nie. 'n Disipelskap roeping is elke dag daar. Jy kan dit nie uitvee nie. Dis lewenslank. En hou vas aan Christus. Dis soos 'n soldaat. Ons sê ouer mense was in die weermag gewees, né? En toe jy nou weermag toe gegaan het, jy hierdie takhare gehad en die bell-bottoms en lekker, né? Maar dit is sommer chop, omdat hulle veel vasgevat en hulle veel geroer, hare geskeer, prim en op 'n ander klere aan. En jy moes regop loop en jy moes in maat inloop en jy moes al die goeders gedoen het. En jy het gehoor gegee, ongeag wat, as hulle vir jou ding sê, dan doen jy dit. En dit is Jesus, om 'n soldaat vir Jesus te wees, is 'n disipel. Dit moet ons onthou. Punt nommer 4, disipelskap behels liefde as die hoogste merkteken. Hoor ek nou vir jou sê. Johannes 13, ek gee vir julle 'n nuwe gebod,
julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. My kinders nie, my disippels. As julle liefde onder mekaar het. Om het nou kort te sny. Ons weet wat sê 1 Korintiërs 13 oor die liefde. Kan ek vir jou een ding vertel? Om 'n disipel te wees. Hierdie liefde is jou handtekening as 'n disipel. Kom ek sê weer, jou liefde vir die Here Jesus is jou handtekening as disipel. Nou raak julle baie stil. Die liefde is onselfsugtig, dit is opofferend en wys Jesus se hart. Hoe gaan die mense daar buitekant sien dat Christus leef in jou? Hoe gaan hulle dit sien? As jy nie sy liefde uitstraal nie. Nou kom ek op 'n ander punt. Laaste 2 punte. Ek gaan nie lank wees, ek gaan dit afsluit. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug moet dra. As jy 'n boom geplant het, jy het 'n wingerdstok geplant, wat kom op? Druiwe. Daar kom nie dussels op nie, daar kom druiwe op. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nou praat ons van die vrug wat jy dra, en die vrug van die Gees. Nou wil ek die 2 punte wat ek hierso neergeskryf het, wil ek nou kombineer. En die mense verstaan nie, as jy vrug van die Gees het, hoe kan jy vrug van die Gees het, as jy nie die Heilige Gees het nie? Nou het knap ek op jou toon. Jy kan nie. Jy moet die Heilige Gees binne in jou hê, om die vrug van die Gees te kan uitleef. En nou kombineer ek die ander punte. Wat is die 9 gawes van die Heilige Gees? Hierdie is die totale komponent wat jou disipelskap roeping volmaak maak. Want jy kan nie vir iemand gaan bid sonder die Heilige Gees. Jy kan daai demoon en daai persoon kan jy uitjaag dat die tot in hom daantjies se kalle raak. Niks sal gebeur nie, daai demoon gaan vir jou lag. Want as jy nie gevul is met die krag van die Heilige Gees, nie gaan niks gebeur nie. Niks, kapies. 'n Volwaardige disipel is gevul met die krag van die Heilige Gees. Jy kan niks doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. Niks. Wanneer ek en dit is nie net vir 'n herder nie. Hoor wat ek vir jou sê. Disipelskap roeping is vir almal, vir elkeen wat hier sit. As jy die Here Jesus aangeneem het, as jou verlosser en saligmaker, en jy is gedoop, en jy daardeur gegaan, en dan word jy gevul met die gawes van die Heilige Gees, dan kan jy daai betree, dit wat hy wil hê jy moet doen. Want weet jy wat? En ek wil afsluit hiermee. Wanneer jy al hierdie komponente aan voldoen, onthou nou net, dis 'n groeiproses. Jy gaan nie 'n quick fix sê, vandag het jy jou lewe vir die Here gegee, môre is ek gedoop nie, en oormôre I've got it all intact nie. Dit werk nie so nie. Daar's deel van karakterbou, wat jy moet leer. Die disipels het 'n jaar lank saamgestap, voordat hulle begin bedien het, voordat hulle begin hande oplê, en ook die goggas jag. En 'n woord van 'n profetiese woord oor 'n persoon bring. Hulle identifiseer goeders. As nie jou gegawes, en ek wil bitter graag
weer 'n lering hou oor die gawes van die Heilige Gees. Ek het 'n breedvoerige dokument geskryf wat vir jou en vir my gaan help om dit te kan verstaan, om hierdie gawes wat die mense praat van die Heilige Gees en hulle praat en hulle is, die kerke is leeg. Hoekom? Want daar is nie meer tekens en wonders binne die kerke nie. As jy nie die gawes van die Heilige Gees binne in jou het nie, gaan jy dit nie kan doen nie. Jy gaan nie. Hulle is bloedstil, maar jy gaan nie. Hoor wat ek vir jou sê. Maar hier is die goeie nuus. Hier is die goeie nuus. Die Here Jesus het vir jou en vir my beloof. Wanneer jy die goeders doen, gaan jy groter werke doen as wat hy gedoen het op hierdie aarde. Kom ek vertel vir jou nou net, en ek het dit vir min mense vertel. My hart is so seer dat ek die Heilige Gees geblus het op 'n paar geleenthede. As 'n goeie vriend van my wat in 'n motorfiets gesterf het. En ek sit by sy begrafnis en daar was baie mense. Hy was populêr, maar ek weet nie sy geestestoestand weet ek nie. Maar wat ek wel weet is, toe ek daar sit, sê die Heilige Gees vir my, gaan staan op en bid vir hom, dat hy kan opstaan. Ek het nie gedoen. Wat sal die mense van my sê, as ek nou opstaan hier? En ek weet van mense wat vir mense gebid het, en hulle was genees gewees, en hulle het opgestaan, want die Here Jesus was nog nie klaar met daai persoon nie. Wat 'n krag was teenwoordig gewees, toe Lazarus uit die dood het opgestaan. Hy was 4 dae dood. Die goggas het hom, die wurms het hom al lekker opgevreet. Toe staan hy op, die krag van die Heilige Gees. Moenie die Heilige Gees, die werke van die Heilige Gees in jou lewe bid nie. Wanneer jy 'n opdrag kry om te gaan, wanneer jy in die nag wakker word en jy bid Kishanta Barataka Bashik. Heel moontlik bid jy vir 'n persoon in Australië wat hulp nodig het. Dit is so. Want daai tale spreek, ek gaan later aan daarop ingaan, maar op daai oomblik in tale wat jy spreek is, dis 'n rooi telefoon wat jy het na God die Vader toe. En jy praat, jy verstaan nie wat jy sê nie, maar hy weet wat jy sê. En sy hand is nie, en sy arm is nie te kort om 'n persoon in Nieu-Seeland of hier in Afrika of waar ook al aan te raak nie. Want die Heilige Gees is alomteenwoordig ten alle tye. So dit wil ek vir jou beklemtoon hierso. Daai pakket, dit wat jy doen as 'n disipel, dis die enigste ding wat jy het wat vir jou ewigheidswaarde het. En kom ek wees baie prominent vanmôre en ek sê vir jou, as jy by 'n bediening betrokke is waar hulle nie disipelskap bevorder nie, hoor wat ek nou vir jou sê, dis die woord van God, dis nie kort wat dit sê. En ek sê, goed is regheid, ek gaan nie doekies omdraai nie. Dan is jy op die verkeerde plek. Dan moet jy self hierdie skrif wat ek vir jou gaan gee, want ek het gebid dat die Here die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat jy gaan hoor wat hy vir jou sê as disipel. Want dit is elke persoon se roeping. Daar's een roeping wat jy op jou lewe het, en dis 'n disipelskap roeping. En daar's niks anders wat hy vir jou vrymaak om te doen nie. En hy wys vir jou in hierdie boek, in daai Bybel, wys hy vir jou hoe jy dit moet doen om bekwaam te wees as 'n disipel. Die uitdaging is, hoe gaan ek dit ernstig toepas in my lewe?
Die woord sê hulle 2, Paulus het hulle 2 uitgestuur, 2 disippels op hulle slag. Want 2 is beter as 1. Begin by 'n man of 'n vrou, iemand wat naby jou is, of wanneer jy nie iemand het nie, kry iemand wat jy iemand kan gaan sien, wat jy iemand kan gaan ondersteun. Jy sien, om 'n disipel te wees, daar is sigbare dade. Dit is sigbaar. En weet jy hoe lekker is dit vir my persoonlik, wanneer jy iemand bedien het en jy kan sien daar's 'n ommeswaai in daai persoon se lewe. Dis nie net om aanvanklik te wees en ons word, wat is saturated? Versadig. Ons word versadig op die woord, maar ons is so versadig, ons kan niks doen nie. 'n Disipel is 'n doener van die woord. Amen. Dis wat dit is. Johannes 8 vers 31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, en is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Amen. En ek wil vanmôre wil ek 'n ding doen. Ek doen bold goeders, né? Ek hou daarvan. Wil ek hê jy moet aanmeld soos 'n soldaat en sê, Here, ek wil opstaan vir U. Ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Dan wil ek vir jou bid, saam met jou bid. Want jy weet jy wat? Ek as persoon is nie volmaak in my eie disipelskap roeping nie. Ek het die Here Jesus net so nodig, soos wat elke persoon dit nodig het. Want my aanslag is groot, wat ek vir jou sê. Dis taaf. Dis nie maklik nie. Maar net soos wat hulle Jesus, die aanslag op Jesus se lewe was, hoe te meer gaan dit nie op my lewe wees nie. Want ek staan op vir Jesus. En ek het mos gesê, Jesus verkyn ons. I made a statement. Wie van julle gaan saam met my opstaan as sy disippels? Moenie skaam wees nie. Kom op, sien. Wie gaan opstaan?